Nooi ek vir die wat agterbly om die woord van die Here saam met my oop te maak. Twee skrifgedeeltes, Hebreërs hoofstuk 11 en 'n paar versies in Romeine hoofstuk 4. Hebreërs hoofstuk 11 vers 8 en dan Romeine hoofstuk 4. Kom ons luister terwyl die woord van die Here in ons midde oop is. En ons hoor dan so sê die Here. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek het na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as 'n vreemdeling gaan woon in die land van die belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfname van dieselfde belofte. Want hy die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word. En toe sy hier kort nou iets. Vers 15, ek gaan net verder lees, ek dink ek het iewers dan nou gemis. En hulle het bly dink aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het. Sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar vir nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Deur die geloof het Abraham, toe op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die belofte ontvang het sy enige geborene geoffer, aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het dit gereken dat God mag het om self uit die dode op te wek. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. En dan Romeine hoofstuk 4, vers 1 tot 5. Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo, in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Nou my liewe toerder, ek wil vanmôre met jou praat by die tweede geleentheid of dan die tweede karakter waarby ons wil stil staan wat ons die ganse mensdom in hierdie eerste 4 karakters se karakterprofiele saamvat. Ek wil kom by Abraham, en Abraham is die teenoorgestelde van dit waarby ons 2 weke terug stilgestaan het by Paulus, die taakgerigte, vinnige, buitelewende mens. Na Abraham wat 'n mensgerigte bediening het en wat stadige besluite neem. En dan met jou praat vanmôre onder die tema Abraham, standvastigheid in alle omstandighede. Abraham is een van die
van die uitstaande Ou-testamentiese Bybelfigure van sy tyd. Ek dink daar's min mense wat nie van Abraham weet nie. Hy bereik 'n ouderdom van 175 jaar en Abraham se lewe word gekenmerk deur die feit dat hy 3 vroue gehad het. Sarah, Hagar en Ketura was die 3 vroue van Abraham. Hy leef gedurende 'n tydsperiode van ongeveer 2000 tot en met 1800 jaar voor Christus. So 2000 jaar na Adam. Abraham het 2 unieke seuns gehad en hierdie seuns was so uniek dat hulle Isak en Ismael verteenwoordigend is van 2 uitstaande kulture of nasies in die Midde-Ooste, naamlik die Jode en die Moslems. En vandag sit ons juis met hierdie moslemkrisis as gevolg van 'n keuse van Abraham. Abraham se naam verander na Abraham nadat hy 'n verbond met God getree het en hy dan as die vader van die gelowiges gesien word. Interessant dat ook in Genesis 18, ons gaan nou daarby stil staan, is die feit dat God met Abraham met God onderhandel om die stede van Sodom en Gomorra van verwoesting te spaar. Abraham se lewe bied vir ons diepgaande lesse van geloof, gehoorsaamheid en vertroue op God se beloftes. Selfs wanneer dit met baie onsekerheid en met skynbare onmoontlike omstandighede gekonfronteer word. En as ek en jy nou vanmôre dink dat ons met 'n moeilike omstandigheid betrek word of gekonfronteer word, dan wil ek hê jy moet na Abraham se lewe kyk en sien hoe 'n mens God onvoorwaardelik te midde van krisisse kan vertrou. Hy word dikwels die vriend van God genoem en die voorbeeld van sy geloof wat ons leer om geheel en al op God te vertrou eerder as om sy eie begrip en sy eie verstand te volg. Abraham word gesien as die pionier, maar ook een wat sy plek onder hoog aangesteldes geken het. Kom ons kyk so 'n bietjie na 'n klompie lewenslesse, en ek dink weer soos met Paulus is dit onmoontlik om dit in een boodskap saam te vat, want ek gaan probeer om baie kortliks 'n klompie van Abraham se lewenslesse met jou te deel, sodat as jy met Abraham sou assosieer as jou karakterprofiel, dat jy kan verstaan waarom God jou dinge laat doen wat jy doen. So kom ons kyk so 'n bietjie na Abraham se lewe. In die eerste plek wil ek aan jou voorhou, Abraham se geloof vereis dat jy uit gemaksones moet uitklim. As ons na die lewe van Abraham kyk in Genesis hoofstuk 12, en ek gaan nie al die gedeeltes lees nie, maar u kan as jy 'n kansie kry, Genesis 12 tot Genesis 22, 23 so 'n bietjie gaan lees. Dat om iets van God te ontvang, jy daardie tipe geloof moet hê wat jy uit jou gemaksone uitklim. Ek lees in Genesis 12 dat Abraham ten spyte van die feit dat hy 'n gevestigde huis gehad het in Ur, waar die huidige Iran is, dat hy ons die onbekende omarm, dat hy spontaan en sonder om te huiwer
toe God hom roep, sy huis los, sy omstandighede los, en hierdie onbekende pad met God stap. Vir Abraham was hierdie volgende tree onbekend. Maar hy het die God van die bekende vertrou. Abraham het nie vir die Here gesê, wys my môre nie. Abraham het nie vir die Here gesê, Here, as U vir my nie duidelike tekens gee, as U nie met 'n hoorbare stem met my praat, Here, as U nie Uself nou bewys nie, kan ek hierdie volgende tree nie gee. Die geloof van Abraham het beteken dat hy uit sy gemaksone uitklim en toelaat dat God hom kan stuur waarin God hom wou stuur en gebruik vir dit waarvoor God hom wil gebruik het. Hy het gehoorsaam sonder om te weet. God vertrou vir God se leiding. En ek dink ons mis baie seën. Ons mis dalk talle geleenthede van oorwinning, omdat ons nie bereid is om uit ons gemakszones te klim. Hy het sonder om te weet, hom algeheel op die leiding van God geplaas. In totale afhanklikheid. Ware geloof van Abraham beteken om God te vertrou, selfs wanneer jy die pad nie sien nie. Eerder as om beheer te hê oor elke detail. Met ander woorde, die eerste les is, as jy wil hê God moet jou gebruik, as jy wil hê dat die Here jou moet op 'n plek bring waar hy jou kan seën en hy vir jou kan 'n ander roeping gee of 'n ander rigting gee. Los jou bekende en klim uit jou gemaksone uit. Die tweede les wat ek van Abraham leer, is dat geloof 'n vorm van aanbidding is. Met ander woorde, om te glo beteken om vir God te sê, hoor nou mooi, ek weet wie U is. Nie ek weet wat U kan doen nie, ek weet wie is U. Kom ons kyk. In Genesis 12 en ook in Genesis 22 lees ek hierdie aanbiddingsgesindheid. Ek sal nooit onmiddellik in gehoorsaamheid kan optree toe Abraham vir Isak moet slag, daardie oggend op die berg Moria. As hy nie daardie oggend ingestap het en gesê het, Here, ek vertrou U vir die onmoontlike. U het gesê, Isak is my nageslag. Maar ek gaan nie U beperk. Ek gee U die reg om te wees wie U is. En ek gaan die bekende offer. Maak nie saak, hoor nou, maak nie saak wat jy met Isak gaan doen, Here. Of jy hom gaan teruggee uit die dood uit, en of hy 'n ander wonderwerk het, en ons weet, Abraham het nie geweet van die ram in die bos nie. Maar hy het vir die Here gesê, Here, as U gesê het Isak, en U sê Isak moet geoffer word, dan aanvaar ek dat U is wat U is en U weet wat U doen.
Met ander woorde, ek kom plaas myself onder die gesag en onder die totale beheer van God en ek sê, ek loop hierdie tree omdat U hierdie pad gekies het. En dis aanbidding. Aanbidding is nie so seer om te sê, Here, U is groot, Here, U is almagtig, Here, U is heilig nie, maar om in aanbidding te leef op dit wat ek vir die Here sê. Ek is seker Abraham met daai oggend op die berg voor hy die Bybel sê hy kon die berg sien. Dalk in 'n stryd met die Here gewees van, Here, wat gaan hierdie dag inhou? Maar toe die son breek, toe sê Abraham, Here, ek aanvaar U vir wie U is. En hoe U dit doen, is Isak. Abraham se offer van Isak is sy bereidwilligheid om die seun te gee. Toon aan ons dat gehoorsaamheid die hoogste vorm van aanbidding is. Daar's nie groter aanbidding as dat ek en jy onsself aan die kragtige hand van God onderwerp. En ek dink ons moet so bietjie die verskil sien van ons verbale aanbidding en ons aktiewe of praktiese aanbidding. Ons kan maklik vir die Here sê, Here, U kan enigiets. En ek dink daar's een van ons wat vanmôre nie met vrymoedigheid kan sê, ons weet God gaan alles doen nie. Maar kom ons gee hom die karakter en die leefwyse waar ek vir hom sê, Here, U het nou reg oor my lewe en ek erken U vir wie U is en U kan nou maak met my wat U wil. Waarheen ook U stuur en hoe ook al die plan is. Hy verstaan dat ware aanbidding behels om oor te gee, selfs wat jy die kosbaarste aan vashou, dat dit aan God behoort. Hy het net Isak gehad. Hy was al 100 jaar oud toe Isak gebore is. En op 100 jaar besluit die Here, ek moet my belofte wat ek met jou gemaak het, moet ek jou aanbidding toets. Jou gesindheid. En Abraham sê, Here, ek sal die beste wat ek het vir U gee, omdat ek weet wie U is. Die derde is dat God se tydsberekening volmaak is. In Genesis hoofstuk 17 besef ons en sien ons dat God sê, as jy op my beloftes wag, is dit die moeite werd. Abraham en Sarah wag vir 25 jaar vir die belofte van Isak wat gebore word. En as jy Genesis 17 lees, dan sal jy sien, dat die Here vir Abraham bring op 'n plek en hy sê vir hom, Abraham, ek is met jou. Hy maak in Genesis 15, maak hy met Abraham die verbond, toe hy die diere slag, en hulle die middel deurskeer, en hy daar die verbond met Abraham, met God sluit, en in Genesis 17 sê die Here vir Abraham, Abraham, ek is jou God, vertrou jy my? En hy sê vir my, bring hom weer terug by die belofte, hy sê vir hom, kyk na die sterre in die hemel, kyk na die sand op die grond, dis jou nageslag. En hier by Genesis 17 kom ons nou 'n hele klomp jare later, en Abraham het nou nog nie die belofte ontvang nie. Maar Abraham besef dat dis die moeite werd om te wag, want God maak nie foute nie. Hy leer dat vertragings nie ontkennings is nie. Want geloof word sterker wanneer jy wag. George Muller, een van die predikers, groot gebedsmanne van die tyd van die herlewing, se ma, het 30 jaar vir George Muller se bekering gebid.
en sy sterwe voordat hy tot bekering kom. Maar sy het hierdie passie ontwikkel, of hierdie verstaan gehad, dat God se tydsberekening volmaak is. Die oomblik as jy, en ons gaan nou daarby stilkom en bietjie meer detail gee, die oomblik as jy besluit, ek gaan probeer om God 'n bietjie te probeer help, soos wat Abraham en Sarah gemaak het met Hagar, veroorsaak jy ellende. Om sake in jou eie hand te neem, lei dikwels tot groot probleme en die mis van seën, omdat jy eintlik vir God sê, ek dink nie jy's in beheer van tyd nie. So God se tydsberekening in Abraham se lewe wys vir ons, dis volmaak. En die vierde plek is, vertrou God ten spyte van feite. In Genesis 15 en Genesis 22 lees ons twee geleenthede waar die Here vir Abraham sê, jou nageslag gaan groot wees. En Abraham dink, hy sê, ja Here, ek verstaan dat my diensknegt gaan dalk my nageslag wees. En die Here sê, nee Eliezer, is nie jou diens, is nie jou nageslag. Ek gaan vir jou 'n seun gee. En die oomblik toe hy vir Abraham die seun gee, toe vra in Genesis 22 vir Abraham, gee jou seun. En by beide geleenthede het Abraham God vertrou ten spyte van feite. Geloof bo omstandighede. Toe Abraham die feite, die ouderdom, sy onvrugbaarheid van Sarah sien, toe dit in die gesig staar dat hy gekies om God se belofte te vertrou, dat God hom 'n nageslag sou gee. Glo God ten spyte van feite. Petrus is, seker en ons gaan volgende week by Petrus stil staan, seker een van die beste voorbeelde daarvan. En jy gaan sien, as ons daar kom, wat Petrus se ondergang beteken het, toe hy gekyk het na feite, in plaas van na God. Glo in wonderwerke, het gemaak dat hy God vertrou het ten spyte van omstandighede. Abraham se lewe leer ons dat, wat vir ons onmoontlik lyk, vir God moontlik is. Maak nie saak wat die feite sê nie. Want as jy Genesis 22 lees, dan sal jy sien, hy eintlik vir die Here sê, en hy sê vir die diensknegte toe hulle by die berg kom, hy sê, bly julle hier, ek en die seun gaan offer. Hoor nou wat sê hy. En dan sal ons na julle terugkeer. Wat het hy vir die diensknegte gesê? Ek glo dat God my seun vir my deur 'n wonderwerk gaan teruggee deur hom uit die dood uit op te wek. Want vir Abraham was dit uitgemaakte saak. Hy het geweet wat offer beteken. Offer is nie om soos 'n braaivleisbroodjie om te draai en al hoe lekkerder te maak. Offer is om te verbrand. Offer is sterf. En Abraham kyk na hierdie seun, hy's 'n 14-15-jarige seun. En dit word nog verder onmoontlik en Abraham sê, ek gaan nou na die feite kyk nie, ek gaan God vertrou. Hy sê offer, ek offer. Wat hy doen en hoe hy dit doen, is nie my saak nie. Hy vra my nie hoe ek die seun gaan terugbring nie. Hy vra my, ek moet offer. Die vyfde, en hierdie is seker 'n ongelooflike gedeelte, julle moet tog asseblief Genesis 17 en 18 lees. Of 18 en 19 verskoon. Partykeer onthaal jy engele. Omdat jy dit nie weet nie, besef jy nie dat hulle wat met jou deel, engele is nie. Abraham sit by sy tent. Daar kom 3 manne na hom toe aangestap. Hy vra vir hulle, kom in die koelte in, ek gaan vir julle iets gee om te eet en om te drink. Hy sien 3 manne.
As jy verder lees in Genesis 18 en ook in Genesis 19, kom ons agter dat hierdie 3 manne engele was. Want toe hulle stap om Sodom te gaan vernietig, toe sê hulle vir mekaar, maar ons kan nie vir Abraham in die duister laat nie. Kom ons sê vir hom, wat gaan God doen? En as jy by Genesis 19 kom, sien jy dat hierdie manne die vuur van God uit die hemel roep en Sodom en Gomorra tref. En een van hulle, die persoonliking is van Jesus in die Ou Testament. Want as jy lees in die konteks en in die vertaling, sal jy sien dat hierdie engel word met 'n hoofletter geskryf. En hierdie ek en hy word met 'n hoofletter geskryf. So hierdie was nie gewone manne. Hulle kom en hulle sê vir Sara, vir Abraham, Sara gaan oor 'n jaar, gaan ons terugkom, en gaan Sara 'n kind hê. En Sara lag daar op 'n einde en hulle vra vir Abraham, nou hoekom lag jy, vrou? Sy het nie so gelag dat hulle haar kon hoor nie. Want sy daar eenkant het sy kos gemaak. Hy het onder die bome gesit met die manne. En hierdie man vra vir hom nou, hoekom lag Sara? Want hierdie man, een van hulle, was alwetend. Hy het geweet wat in Sara se hart ingang is. So baie keer onthaal ons mense, maar ons weet nie dat God hulle dalk as iemand besonders of iets besonders gestuur het. Ek wil nie vir jou sê elke ou wat nou oor jou pad kom 'n engel van die Here is nie. Maar ons moet versigtig wees hoe ons met mense en met geleenthede werk wat God in ons lewe bring. Want dit kan dalk die gestuurde van die Here wees, waarmee ek skouers keer. Dit mag dalk 'n engel ook wees. Ons weet. Maar ek lees in Abraham se lewe iets baie besonders. Dat Abraham het nie geweet, hy's in die teenwoordigheid van God uit. Van die volgende dag het hierdie God, wat in die vorm van 'n man was, vuur en swaal uit die hemel geroep en die stad vernietig. Ons onthaal baie keer mense en God stuur hulle oor ons pad op 'n besondere manier en ons sien die geleentheid nie. Die 6de, die belangrikheid van integriteit binne ons verhoudings. In Genesis 13 lees ek van Abraham dat toe hy en Lot in 'n stryd kom, dat Lot mos nou vir Abraham sê, ons skape kan nie saam die land gee nie, ons moet van mekaar skei. Wat maak Abraham? Lot is Abraham se broerskind. Abraham was die geroepene. So wat sou ons verwag Abraham sou doen om vir Lot te sê, ek is die een wat gestuur is na hierdie land toe, ek kan eers kies. Jy sal gaan wat ek nie kies nie. Maar kyk hierdie integriteit en geloof wat Abraham het, toe Lot en Abraham skei, toe sê Abraham vir Lot, kies jy. En dit wat jy kies, sal ek in die teenoorgestelde rigting. En Lot sien die vrugbare Jordaanvallei, daar waar die stede, die goddelose stede van Sodom en Gomorra is, en hy kies die gedeelte. En vir Abraham bly die berge, die bergreeks en die koppe en die heuwels bly oor. Maar dis waar God vir Abraham wil gehad het. Maar Abraham het hierdie integriteit om te sê, Here, as hier nou dinge gebeur, dan gaan ek nog steeds ook my medemens in gedagte hou. Ek gaan nie die beste kies en vir hom die slegte gee nie. Ek gaan nie ook verder vertrou dat U hierdie lyn nouer trek. Dat hierdie hele prentjie U vir my die beste sal gee. Maak nie saak of die Jordaanvallei vrugbaarder is nie. Hy was 'n persoon van karakter, selfs in 'n vreemde land. Lees ons, Abraham het bekend gestaan vir sy integriteit en vir sy korrektheid.
Lees Genesis 14, waar hy aan Melchisedek, nadat hy die 5 konings oorwin het, aan Melchisedek tiendes betaal het. Hy was die koning van Salem, die koning van Jerusalem, die koning van vrede. En het Abraham hierdie integriteit, dat hy die gestuurde van God is, maar dat hy die gesag wat God aangestel het ook erken. Die 7de, om 'n nalatenskap te los. In Genesis 18 doen Abraham voorbidding vir Sodom en Gomorra. En hy vra vir die Here, hy sê, Here, as daar 50 gelowiges is, spaar die stad. En jy ken die storie, so gaan die onderhandeling aan, op die einde is daar nie eers 5 regverdiges nie. En die Here sê, ek kan nie die stad spaar nie, die stad moet vernietig word. Maar hy los hierdie nalatenskap toe hy in die omstandighede met God onderhandel om te spaar, en ons sien dat sy gebede 'n groot impak gehad het op die lot van die mense wat tog regverdig was in die stad. Al was dit net Lot en sy 2 dogters. Hy het 'n unieke verhouding met God gelos, wat vir ons 'n nalatenskap. Ek sê baie keer, mense sê baie keer vir my, maar ek weet nie hoe om te bid nie. Hoe bid mens vir die Here? Ek hoor baie keer ouens sulke mooi woorde gebruik, en dan voel ek, maar ek kan nie bid nie. Dan sê ek altyd vir hulle, kyk hoe praat Abraham met God. Hy onderhandel, en hy sê, Here, as daar 50 is, spaar die stad. Hierdie verhouding is so, dat God hom nie van die aarde afvee, en vir hom sê, maar jy verstaan nie wat my plan is nie. God laat toe, hierdie verhouding is self met God so belangrik, dat God toelaat dat Abraham hom probeer afstry tot by 5. En dis hoe 'n mens binne 'n verhouding met God praat. En Abraham leer vir ons dat jy met God kan praat, soos wat jy met jou pa en jou ma praat. Vir hom sê, ek verstaan nie. Here, ek is ontevrede, ek sien nie hierdie ding nie, ek verstaan nie hoekom gebeur hierdie ding in my lewe nie, ek is kwaad, ek is ongelukkig, ek is onseker. Here, wat gaan aan? En dat hierdie verhouding kan maak, dat jy met mekaar kan praat. En God sy wil en sy begeerte aan jou kan bekend maak. Hy wandel met God, die doel is om so te leef, op die manier dat jy 'n nalatenskap los. En in Abraham se lewe, as jy gaan kyk, as ons aan die einde kom, gaan jy sien wat die seën wat God vir Abraham het alles insluit. Ek moet klaar maak. Hy neem God op sy woord, sonder kompromie. As ons kyk in Hebreërs 11 vers 17, hierdie geloof het Abraham, toe op die proef gestel is, Isak geoffer. Hy het die belofte ontvang van die eersgeborene, en hy glo, sê vers 18, dat selfs God uit die dode kan opwek. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug te ontvang. Om God op sy woord te neem. Ons kan so maklik deesdae vir die Here sê, Here, wat is u plan? Dan gee die Here sy woord, dan sê ek, nee, dit kan nie hierdie woord wees, dit moet iets anders wees. Dis as die ou wat in die tak hang, en hy skree, help, en hy hoor 'n stem wat sê, los die tak. En hy hang 'n rukkie, en hy vra, help, en iemand die stem sê, los die tak. En hy sê, is daar nie 'n ander een wat kan antwoord nie? Is daar nie 'n ander plan nie? Abraham het besef dat God se woord die laaste woord is. Nommer 9 wat ek uit Abraham se lewe leer, en dis met die probleem wanneer jy in God se plek wil staan. Hy lieg vir die koning van Egipte oor Sara, en hy sê vir die koning, Sara sy sussie. Want hy was bang die farao gaan sy vrou vat. Hy lieg later in Genesis 20, lieg hy vir Abimelech. Deur weer vir Abimelech te sê, sy vrou
is sy suster. Want hy was bang dat Abimelech vir Sara sou vat. En dan kom hulle in Genesis 16 en hulle twee besluit, God is nou 'n bietjie stadig, ons sal vir jou Hagar gee, dat Hagar solank vir jou 'n nageslag kan gee. En daai besluit het gemaak dat daar vandag 'n moslimprobleem is. Die oomblik wanneer jy in God se plek wil staan, hierdie standvastige, onbeweeglike Abraham, kom op 'n plek waar hy vir Hagar vat, en die tweede beste kies, en wil God speel in sy lewe. En die Here laat toe dat hierdie kind gebore word, en dat hierdie kind die bron van Israel se probleme vandag in die Midde-Ooste is. Abraham het 'n oop hand en 'n oop hart gehad. Hy trek uit die land uit en hy los alles, sodat God hom iets kan gee. In Genesis 22 vers 1 tot 18 offer hy sy seun waarvoor hy 25 jaar wag. In Genesis 14 gee hy van al die byt gee hy 'n tiende aan 'n vreemde koning. Want jy sien, om 'n oop hand te hê, kan jy ontvang. Om 'n oop hart te hê, kan jy geseën word. Ek gaan afsluit die 7voudige seën wat God met Abraham maak. Genesis 12. God sê vir Abraham, ek sal jou 'n groot nasie maak. Hy sê, ek sal jou seën, Abraham. Ek sal jou naam groot maak. Ek sal vir jou, of jy sal 'n seën wees. Ek sal diegene seën wat jou seën. Ek sal diegene vervloek wat jou vervloek. Elkeen op hierdie aarde sal deur jou geseën wees. Weet jy hoekom kon God dit vir Abraham sê? Hoekom kon God vir Abraham kies? Omdat Abraham geweet het wie God is. En Abraham sê vir die Here, Here, wat u plan met my ook is. Ek is in hierdie gevestigde land, in hierdie gevestigde dorp. Maar as u iets anders in gedagte het, en het hierdie goed vir my in gedagte, stuur my waarheen u my wil stuur. Want ek wil nie net hê nie. Ek is gestuur om iets verander te wees. Abraham se karakter praat van ondersteunend. Sy karakter sê, hy word nie maklik geïrriteerd nie. Hy is bestendig in wat hy doen. Hy's tegemoetkomend. Hy's geduldig. Hy's nederig. Hy's taktvol. Hy hou van die status quo, en dis belangrik, Abraham hou van die normale. Maar sy geloof het gemaak, dat hy God vertrou het, om hom uit die gemaksone uit te haal. En Abraham is stabiel, en hy is bestendig. Sy lewe, en soos min ander Bybelkarakters, het nie soos 'n rollercoaster gegaan nie. Abraham het geglo, en Abraham het deur geloof geleef. En God het die steilplekke en die gate vir Abraham gelyk gemaak. Ek sluit af, die Bybel sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Abraham, die standvastige in alle omstandighede. Kom ons buig ons harte, en dan gaan ons saam bid. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons die lewe van Abraham onder die oog kan kry en kan so 'n kykie kry van wat kan gebeur as ons onverskrokke ons geloof in u plaas. Here, dit beteken nie blindelingse net robot wees nie. Dit spruit uit 'n gesindheid en 'n verstaan van wie u is en wat u kan doen. Here, ons wil kom bid, Here, dat u te midde van alles wat gebeur, ek het vanmôre terwyl ek hiernatoe gery het so gedink
Dat dit alles wat in ons land gebeur, moet maak dat ons baie onseker is. Nie hoor mense sê, dat 2026, Here het so onseker gekom. Daar is soveel warboel en soveel ellendes wat op ons afgesak het. Dat as ons nie U het nie, Here, het ons niks. As ons nie U hoop het nie, dan kan ons vir niemand iets beteken nie. Dan gaan ons weghardloop en ons gaan wegkruip in ons gaatjies en God kan ons nie gebruik nie. Ek wil kom bid, Here, dat Abraham se lewe vir ons elkeen sal aanspoor tot nuwe geloof, tot nuwe opgewondenheid. En wat ook al gebeur, Here, dat ons in U sal rus, om bestendig en onveranderd te bly. Dat dit wat buite is, niks sal maak aan dit wat binne is. Kom, dankie Here vir U woord, seën die woord, word verheerlik, in Jesus se naam. Amen.